6 Oktober. Ons is volkome in Christus, deur as kinders van God verenig te wees. Want julle is almal kinders van God, deur die geloof in Christus Jesus. Galasiërs 3 vers 26. Dit is selde dat ons twee mense vind wat presies eenders is. Onder die mens, net soseer as onder die dinge van die natuur, is daar verskeidenheid. Eenheid in verskeidenheid onder die kinders van God. Liefde en verdraagsaamheid ten spyte van verskil in geaardheid. Dit is die getuienis dat God sy seun na die wêreld gestuur het om sondaars te red. Die eenheid wat tussen Christus en sy disippels bestaan, vernietig nie die persoonlikheid van die een of die ander nie. In gees, in doel, in karakter is hulle een, maar nie in persoon nie. Deur die gees van God deelagtig te word, deur hom aan die wet van God te hou, word die mens 'n deelgenoot van die goddelike natuur. Christus bring sy disippels in 'n lewende eenheid met homself en met die Vader. Deur die werking van die Heilige Gees op die menslike gees word die mens volkome in Christus Jesus gemaak. Eenheid met Christus skep 'n band van eenheid onder mekaar. Hierdie eenheid is die oortuigendste bewys van die majesteit en deug van Christus aan die wêreld en van sy mag om die sonde weg te neem. Die magte van die duisternis het maar 'n skrale kans teen gelowiges wat mekaar liefhet soos Christus hulle liefgehad het, wat weier om vyandskap en twis te verwek, wat by mekaar staan, wat vriendelik, hoflik en teerhartig is, wat die geloof het wat deur liefde werk en die siel reinig. Ons moet die gees van Christus hê of ons behoort nie aan hom nie. Eendrag maak mag, tweedrag breek krag. Hoe hegter ons eenheid met Christus, hoe hegter sal ons eenheid met mekaar wees. Tweedrag en liefdeloosheid, selfsug en eie waan streef na die opperheerskappy. Dit is die vrugte van 'n verdeelde hart wat blootgestel is vir die voorstelle van die sielvyand. Die Satan verheug hom as hy die saad van tweedrag kan saai. In eendrag is daar lewe, 'n krag wat op geen ander wyse verkry kan word nie.